Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre kon opstaan. Ons vertrou dat u elkeen 'n goeie nag se rus gehad het. Ons weet daar is maar skete en daar is maar pyn in die liggaam, maar ons vertrou dat u kon goed uitrus en dat u ook reg is vir hierdie nuwe dag. Ons eer die Here vir sy daaglikse versorging, nie net van die tydelike nie, maar ook wat die ewige aanbetref, die waarheid van sy woord, die werking van sy Heilige Gees, die medegelowiges wat ons opbou in die allerheiligste geloof, en mag die Here ook vanmôre verheerlik word by hierdie oordeenking. Ek wil die groet vanmôre met die baie besondere Gesang 62, 'n lied wat ons gereeld gesing het, en die woorde sê, loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en die Heer. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy is genadig en getrou. Nou vriende, as u deur hierdie 5 versies lees, sal u die kosbare waarhede ook daarin raak sien. En dan het ek daaraan gedink terwyl ek hierdie lied gelees het, daar is min kinders van die Here wat werklik vreugde op hierdie pad saam met die Here beleef. Vir die meeste is dit 'n stryd, 'n las, 'n pyn, dis vir hulle droefheid, hulle is morbied. En die groot rede is omdat meeste kinders van die Here met sonde begin heel. Vriende, luister, sonde is die enkel grootste probleem in die kind van God se lewe. Of dit nou daadsonde is, waar ek willens en wetens lieg of oreer, of een of ander boosheid doen, en of ek nalaatsondes doen. Dis nou die sonde van ek lees nie die woord nie, ek bid nie, ek is nie getrou om te getuig nie, hoe dit ook al mag sy. Dis belangrik om vanmôre te sien, dat baie kinders van die Here nie kan loof en prys nie. Hulle kan hom nie eer as hulle Vader, wat ook deur Jesus Christus hulle kom vrykoop het nie. Want hulle is vasgevang nog in soveel wêreldse plesiere en dinge wat geen sin maak vir die kind van die Here nie. En 'n droefheid bewerk omdat die Here ons uit hierdie wêreld uitgeroep het. U sal onthou gister se oordeenking, waar ek vir u gesê, die Here sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af. En vanmôre se oordeenking gaan redelik nou aansluit by gister se oordeenking, wanneer ons lees hier uit die boek, die 2 Petrus, die eerste hoofstuk. Nou, u sal onthou, vriende, Petrus, 'n visserman, die Here roep hom agter die visserskuit uit. Die Here sê vir my, moet 'n visser van mense raak. Ons sien hoe Petrus 'n man was wat baie vinnig gepraat het, baie vinnig opgetree het, selfversekerd was, eintlik 'n selfvoldane man, en hoe die Here hom stelselmatig afgebreek het tot by die verloning of verraaiing van die Here Jesus. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy bitterlik geween het. Die herstel wat ons lees daarvan in Johannes, ek dink is die 21ste hoofstuk, en hoe die Here 3 maal vir hom gevra het, Petrus, het jy my werklik lief? Nou, Petrus is die skrywer van hierdie brief, 'n man wat tot geestelike volwassenheid gekom het. Nou, geestelike volwassenheid beteken nie dat ons niks verder hoef te leer nie, maar dit beteken dat ons nou met vaste spys gevoed kan word. Ons verstaan beter wat die woord sê. Ons kan beter onderskei tussen die leuen en die waarheid. Ons kan 'n dwaling vinniger erken as ons onsself in die woord van die Here anker. En Petrus kom as volwasse kind van die Here, 'n man wat later as martelaar sou sterwe, en hy kom en hy skryf aan die kinders van die Here, en hy sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die Godvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. So met ander woorde, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. So in die Here Jesus Christus het ons alles ontvang om die geestelike pad dan te bewandel. Ons het die woord van die Here, ons het die prediking wat ons ontvang uit die woord van die Here, ons het kosbare Bybelstudies wat ons kan doen om meer te verstaan rondom die teks. So, en die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, deurlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Vers 17 sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So Petrus kom en hy beamoen eintlik wat Paulus sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. God se krag wat in ons woon, die Heilige Gees wat die woord geïnspireer het, is genoegsaam om ons dan geestelik stabiliteit te gee. Vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid in die wêreld is. So in ander woorde, weer eens die gedagte, dat ons die verdorwenheid van die wêreld moet ontvlug. Kinders van die Here kan nie meer dieselfde ding, praat, optree, doen, saam met dieselfde mense kuier, na dieselfde plesiersplekke van die wêreld gaan nie. Ons is anderste. Vriende, as jy nie anderste wil wees nie, as jy graag nog hand aan hand met die wêreld wil loop, vra jouself die vraag af,
is 'n kind van God, want Jakobus sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Daarom kom die Bybel baie duidelik, en die Here sê, die groot werk wat Christus gedoen het by wedergeboorte, maak van ons 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. So die Bybel sê vir ons baie duidelik, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. So met ander woorde, ons moet vlug van die wêreld se begeerlikhede. Daagliks is die stryd teen die vlees, die wêreld en die duiwel. Daagliks moet ons die wapenrusting aantrek. Maar hoor wat sê vers 5. Ons moet ook sekere goed aantrek. Nie net die wapenrusting, maar hoor wat staan hier. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En hierdie dinge, vriende, moet toeneem, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en toeneem, sê vers 8, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. So kind van die Here is nie net iemand wat heeltyd vlug van die wêreld nie, maar hy trek ook aan die dinge van die Here. Ons kan dit vergelyk met iemand wat vuil klere uittrek en skoon klere aantrek. Dis 'n deurganse ruil van hierdie sondige praktyke en die waarheid wat ek nou deel van my mondering maak. Hoor hoe pragtig beskryf die apostel Paulus dit in die boek Romeine. Daarom in Romeine 6 vers 12 sê die apostel Paulus: laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie eers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie, met ander woorde, moet dit nie doen nie, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dit is so kosbaar, vriende, as ons hierdie verse lees. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die sonde nie in ons sterflike liggame moet heers nie. Waarom nie? Want ons het die verdorwenheid van die wêreld ontvlug. By wedergeboorte het die Here vir ons 'n nuwe hart kom gee. Hy het vir ons sy gees kom gee. Hy het sy woord vir ons kom gee. Hy leer ons om nou anders te dink, te leef en te doen. En nou kom die opdrag dat ons nie ons lede tot beskikking van die wêreld moet stel nie. Met ander woorde, vriende, moenie jouself in die sonde bevind en vir die sonde gee en na die sondige plekke gaan en met sondige praktyke deel en heel nie. Moenie jou lede stel tot beskikking van die sonde nie. Maar wat sê die Bybel aan die ander kant? Stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Luister vriende, ek sluit af. Niemand sien jou in my hart nie. Niemand het gesien hoe die Here ons kom wederbaar het en vir ons 'n nuwe lewe kom gee het nie. Jy kan nie die Here net in jou hart dien. Jy moet hom dien met jou lewe. Jy kan hom net dien in jou denke, in jou menswees, in jou siel nie. Jy moet hom dien met jou lewe. Mense moet sien in die praktyk ek behoort aan die Here. Deur my lewe van dankbaarheid, gehoorsaamheid, lees sy woord, gebed, die bywoning van die onderlinge byeenkomste, die gee van my tiendes en offergawes, om werklik die boosheid en die sonde wat deel van my lewe was, te kruisig en die waarheid van God se woord op te neem. So wat ek vir u eenvoudig vanmôre wil sê is dat die Bybel is baie duidelik daaroor dat deur God se krag en deur die instaatstellende krag van die Gees en deur die waarheid van die woord het u en ek alle toerusting om dan die verdorwenheid van die wêreld te bly ontvlug, daagliks te ontvlug en die Here Jesus Christus aan te trek soos die Bybel vir ons sê. Beklee julle met die Here Jesus Christus, daar in Romeine 13 vers 14 en ook so om dan uit te lewe na buitekant. Mag u en ek genade vind dat u en ek sal sien dat redding nie net 'n gebedjie is wat ons gebid het nie. Dit is nie net Jesus wat ons nou deel van ons lewe gemaak het nie. Hy is nou ons lewe. En sy lewe moet nou in ons lewens gereflekteer word. Mag die Here ons genade gee dat ons sal sien ons het reeds alles ontvang om 'n heilige lewe te leef. Kom ons stel nie ons lede, ons liggame, ons lewe tot beskikking van die sonde nie, om die ongeregtigheid te doen nie. Maar kom ons wees gehoorsame kinders en stel onsself tot beskikking van God as mense wat uit die duisternis na die lig gekom het, uit die geestelike dood na die geestelike lewe. Ons rigting het verander, ons koers het verander, ons eindbestemming het verander. Kom ons leef dan so en verheerlik God in alles wat ons doen. Groete vir u, mooi dagie verder. Tada.